Ek praat bietjie oor die vryheid wat ons het in Jesus Christus en wat dit regtig vir ons beteken as kinders van die Here. Wat 'n voorreg om so 'n bietjie met jou daaroor te kan gesels. En dit is 'n besondere onderwerp. Ek sien die laaste tyd hoe dat mense sukkel vasgevang raak in die, kan ek maar sê, die Ou Testamentiese wette, feeste, name en al hierdie dinge wat gebeur en hulle dink dit is die manier waarop hulle God kan behaag. En ek kyk nou die dag, praat ek met iemand en iemand sê ook vir my dat dit is belangrik om die naam van God reg uit te spreek en is belangrik om hierdie ding te doen en daardie ding te doen. En ek het net gedink ons moet so 'n bietjie gesels oor die beginsel van wat is vryheid in Christus. So kom ons kyk bietjie daarna. Maar ek wil eers saam met jou bid. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg om in die naam van Jesus so by mekaar te wees en te kan weet, Here, U is 'n goeie God. Here, dat U ons liefhet en dat U vir ons omgee. En ek bid, Here, wanneer ons praat oor die vryheid wat daar is in Jesus Christus, Here, dat ons seker sal maak dat ons vry is. Dat ons seker sal maak dat ons U ken en dat ons die pad van Christus loop. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. God bless jou. Ja, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Dis lekker om die Here te dien. Dis 'n lekker dag vandag. Ek hoop jy het ook 'n lekker dag daar waar jy is. En dis 'n fees. Nou ek wil vir julle laat luister en ek wil hê jy moet ook daarna kyk. In Handelinge is daar 'n vergadering gewees oor die vryheid van die heidene wat Jesus Christus aangeneem het. En hierdie is belangrik, wat ek vir jou wil sê is, as kinders van die Here, mense wat Jesus Christus aangeneem het en wat nou glo dat hy is die verlosser, daar het 'n heeltemal 'n ander beginsel in die Nuwe Testament plaasgevind as wat in die Ou Testament daar was. In die Ou Testament het ons die wette gehad, ons het die beginsels van Moses, die verbond van Moses gehad, en hulle moes vir hulle sondes betaal deur offers wat hulle bring, hulle moes sekere wette nakom, en alles wat daarmee gepaard gaan. Hulle sieninge oor die heiliglike werk van God, die beginsels, wie is God, die hele saak waar die hemel is en al daardie dinge, het sekere beginsels gehad. Maar toe kom Jesus op die toneel in die Nuwe Testament, en hy maak dit alles vir ons oop, en hy maak dit vir ons vry. Met ander woorde, hy sê, wat jy nou moet doen is, jy moet nou net glo in die werk wat ek gedoen het aan die kruis, vir die prys wat ek vir jou betaal het. En dan sê hy, as jy in my glo, dan sal ek jou hemel toe vat. Dis 'n vreemde beginsel gewees vir die Jode. Hulle het nie eers die hemel verstaan nie. En as mens die boek Openbaring lees, dan sien ons hoe dat die Here al hierdie dinge oopmaak vir mense wat voorheen toe was. Dit was eers bedek gewees, dit was eers 'n skaduwee gewees. Maar nou is dit 'n werklikheid en dit is besonder en dit is mooi. En dit is wat Christus gedoen het. Hy het dinge oopgemaak, hy het dinge nuut gemaak, hy het dinge vrygemaak. Weet jy, in die Ou Testament kon heidene nie daardie pad geloop het wat die Jode byvoorbeeld geloop het nie. Hulle was nie die uitverkore volk gewees nie. Maar nou elke persoon wat glo in Jesus Christus, daardie persoon is nou vry en daardie persoon kan nou die Here dien. So, kom ek lees gou vir jou uit 'n vergadering wat in Handelinge 15 was. Nou hierdie vergadering was eintlik 'n rowwe vergadering. Die Bybel sê dit was geen klein woordewisseling wat ontstaan het nie. En van die fariseërs en skrifgeleerdes het gesê, hulle moet nou die heidene wat nou gered geword, dis nou die mense wat nou Jesus aangeneem het in die tyd nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe. In daardie tydperk kom die fariseërs en die skrifgeleerdes en sê, hoor, ons moet 'n bietjie reëls op hierdie mense neerlê. Ons moet nou vir hulle sê, hulle moet sekere dinge doen, sodat hulle nou ook aanvaarbaar kan wees. En een van die groot dinge wat hulle verwag het, was die besnydenis. En dan ook die ander wette wat daarmee gepaard gaan. En hierdie woordewisseling was aan die gang en Petrus het die vergadering tot 'n halt geroep en gesê, ek is die apostel na die heidene toe. En dan het hy 'n verklaring gemaak. Dis eintlik baie interessant. Gelees Handelinge 15 reg deur. Dan sal jy sien, hy het 'n verklaring gemaak en gesê, ek verklaar nou dat heidene slegs die volgende reëls moet nakom. Natuurlik die eerste reël is, dat jy moet glo in die Here Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker. Jy moet glo dat Jesus God is wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Dit is natuurlik deel van die verlossingsplan en die vryheid wat daar is. En elkeen wat glo in Christus in die naam van ons Here Jesus aanroep, sal gered word. Romeine 10 vers 9 en 10 sê dit dan ook, dat hy wat met die hart glo en met die mond bely, sal gered word. Dit is die redding. Dis waaroor dit gaan. En ek glo, dit kan vir jou help om die begin te hê
Maar kom ons kyk gou verder, is nogal interessant. Hy sê in hierdie vergadering wat hulle gehou het, dan kom hulle by die Handelinge hier by Handelinge 15 vers 10 en hulle sê iets baie belangriks. Hulle sê, nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels, dit was nou die nuwe bekeerlinge, 'n juk te lê wat ons vaders en ons ook nie in staat was om te dra nie. Kan jy dit glo? Daar staan dit geskryf. Hy sê, hoe kan julle 'n juk op mense lê wat julle self nie kan nakom nie? En dis presies waaroor al hierdie reëls en regulasies en vereistes gaan wat mense op mense plaas. Hulle kan dit self nie eers nakom nie, maar dan verwag hulle dit van gelowiges. En dit is nie deel van die vryheid nie. En dit was in hierdie vergadering. En nou kom hulle verder, en dan lees hulle, en dan sê Jakobus sê dit ook vir ons, dat die heidene hoef nie die volle wet na te kom nie. Ons lees dit in Jakobus, ons kan dit nakom. Maar daar is net 'n paar riglyne gegee, en ek wil dit gou vir julle lees. In Handelinge 15 vers 19 tot 21 is eintlik die notiele van hierdie vergadering. Daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie. Aan die ander woord, ons moet dit nie moeilik maak vir hulle nie. Maar aan hulle skrywe, dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in sy sinagoge gelees was. So hier is dit baie belangrik om vir jou deur te gee, dat daar is net 'n paar dinge, kyk hierso. Die eerste ding is, dat jy jou van hoerery moet weghou, van verwrig is, en van bloed, en van afgode. Dis die dinge wat die Bybel sê, ons moet nie doen nie. Die ander goed is ons vry van. So daai idee van, jy moet hierdie dag vier, en jy moet daai fees doen, en jy moet hierdie doen as jy 'n kind van die Here is, dis nie waar nie. Jy kan die Here dien in geloof in Christus Jesus, deur die krag van die Heilige Gees. Hy gee dit vir ons so. So, kom ons kyk gou verder. Hy sê in Handelinge 15 vers 28, hy sê, want die Heilige Gees en ons het 'n besluit geneem. So hierdie is 'n besluit deur die apostels en die Heilige Gees, om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge. Daardie paar goedjies wat ek nou daar genoem het. Nou dit is nogal 'n skok vir mense, want party mense wil jou dwing om een ding te doen. Hulle sê, as jy 'n kind van die Here is, sal jy dit, en jy sal daai, en jy moet hierdie, en jy mag nie daai nie. Kom ek sê nou vandag vir jou, as jy in Christus is jy vry. En daardie vryheid beteken, jy kan glo in die Here, jy kan die Here dien met jou hele hart, en jy kan hom volg met alles wat in jou is. Kyk wat sê Galasiërs 2 vers 15 en 16, ek lees dit gou vir julle. Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie. Hy praat nou met hulle. Hy sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. Hoor julle daar? Die mens word nie geregverdig uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Dis die enigste manier waarop 'n mens gered kan word, deur jou geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Nou dis belangrik. Het jy geweet dat selfs die Jode wat op hierdie oomblik Jesus verwerp, hulle moet gered word deur te glo in Jesus Christus? Daar's nie 'n ander pad hemel toe nie. Daar's nie 'n ander manier waardeur 'n mens gered kan word nie. Jy kan net gered word as jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker. Kyk wat sê Galasiërs 3 vers 24 en 25. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie. En dis hier waar baie mense vasgeval is in hierdie vryheidsboodskap, is dat hulle dink dat as hulle Christus dien, dan moet hulle nog sekere wette nakom. Hulle moet sekere reëls nakom. Hulle moet sekere dae onderhou. Dis nie so nie. Jy kan net in Christus glo en vry wees van al daardie wette. Nou kom ons kyk, daardie vryheid is nie 'n lisensie om te sondig nie.
Ek sê dit altyd vir mense. As jy vry is, dien jy die Heilige Gees. Jy stap saam met die Heilige Gees, jy is gehoorsaam aan die Heilige Gees. En wanneer jy gehoorsaam is aan die Heilige Gees, dan is jy mos nie iemand wat verkeerde goed gaan doen nie. Jy stap mos die pad van die Here. So ons vryheid in Christus beteken nie vryheid om te sondig nie. Dis baie belangrik. Maar dit beteken ook dat ons nie die wet moet onderhou nie. Dit beteken dat ons nie die verskillende wette wat daar was, na moet kom, sodat ons geregverdig kan word nie. Dit beteken dat ons kan vry wees om in Christus te stap. Maar dit beteken nie, ons kan maar net dinge doen soos ons wil nie. So Kolossense 2 vers 16 en 17 sê dit. Hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of 'n Sabbat nie. Kan julle glo dit staan daar? Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. En hier is die sleutel van ons vryheid. Ek is vry, maar ek is in Christus. Ek stap nou die pad saam met die Here. Dis waaroor dit gaan. En nou wil ek vandag nog ietsie met julle deel. Jesus se offer is genoeg. En kom ek sê dit vandag vir julle. Moenie dat mense julle beroof van Jesus se offer nie. Jesus se offer is genoeg. Is genoeg vir jou om vry te wees. Genoeg vir jou om vol van die Here te wees. Om die Here se guns te beleef en sy krag te beleef. As jy glo in die Here Jesus Christus, dan gaan jy hemel toe. As jy glo in die Here, dan was hy jou deur die bloed van die lam. Hy regverdig jou. Hy is die een wat die werk voltooi het. As mense vir jou vra, hoorie maar, jy is veronderstel om sekere dinge na te kom, en kan jy vir hulle sê, ek glo in die een wat alles nagekom het, en omdat ek in hom glo, regverdig sy optrede my optrede, omdat ek in hom saam met hom gekruisig is en saam met hom opgestaan het. Ek vereenselwig my met Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. So jy hoef niks na te kom nie, Christus het dit klaar vir jou nagekom. Dis so belangrik om dit raak te sien. Kom ek lees gou vir julle Hebreërs 10 vers 10 ter afsluiting. Hy sê, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus net eenmal. Sien, in die Ou Testament het mense, moes hulle gereeld offers bring. Vandag het ons Jesus Christus. En as jy Jesus het, is jy vry. En die Here maak jou vandag vry. En ek wil vandag spesiaal vir jou bid. Moenie vasgevang word in mense wat vir jou sê, jy moet nou Jesus se naam verander na een of ander Hebreëse naam toe nie. Of jy moet nou een of ander dag hou, of jy moet nou een of ander fees hou, of jy moet verstaan dat dit is wat belangrik is volgens die Ou Testamentiese reëls nie. Daar is een persoon wat jou vrymaak, jy's Christus. En die vergadering in Handelinge het gesê, as jy in Christus is jy vry. En as jy dit is en jy glo dit, dis genoeg. Dis genoeg. Dis heeltemal genoeg. Jy hoef nie ander goed te doen nie. As jy vra het, is jy welkom om my te WhatsApp. My nommer is hier en die beskikbaar en ek glo dit sal jou help. Die ander ding wat ek jou wil aanraai om te doen, is om ons dagstukkies te luister. Sodat jou geloof gebou kan word vir elke dag. Sodat jy kan sterker word elke dag. Mag die Here jou seën en baie, baie dankie. Mag God se guns vandag op jou rus. Kom ek bid saam met jou. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U vir die verlossing deur die bloed van die lam. Ek dank U dat U ons vrymaak en ek dank U dat ons nie weer onder die las van die wet, die las van die ou bedeling, die Ou Testament hoef te val nie, maar dat ons vandag onder Jesus Christus kan staan. Hy wat vir ons die prys betaal het en ons vrygemaak het om te kan dien en te kan lewe tot eer van U naam. In Jesus naam. Amen. And God bless.